Wat 'n lieflike oggend is dit nie vanoggend hier by die Bybelkollege waar ons vanoggend weer by mekaar kom om die naam van die Here groot te maak nie. Maar voor ons begin, kom ek en u bid eers saam. Aba Vader, aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Vader, u verklaar in die woord dat u ons skepper is. Dat u die enigste een is, Here. En ons kom om vanoggend te erken dat u ons Aba Vader is. Ons verlosser is, ons saligmaker is, ons vredevors is. Te midde van hierdie omstandighede in ons wêreld, Here, weet ons dat u nog steeds in beheer is. Ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek hoop julle en elkeen is gegroet in daardie wonderlike naam, die naam van ons Messias, die naam van Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Ja, ons ken dit ook as Jesus Christus, ons Messias. Nou ja, ek het lank en hard gaan dink, ek wil graag voortgegaan het met die boodskap of die tema, om deur die Bybel te werk, om te sien waar dit met ons as mensdom verkeerd gegaan. Wat het ons gedoen, of waar het ons in hierdie situasie, hoe het ons in hierdie situasie beland, die situasie rondom hierdie skeiding tussen ons en ons Skepper. Maar voor ek by dit vandag uitkom, wil ek op 'n persoonlike aanslag 'n bietjie met u gesels, rondom 'n sekere vraag wat baie keer gevra word. Nou ja, ek gaan nou hierdie in die vorm van 'n vraag en antwoord doen. En die eerste vraag, ek het eintlik uitgesit en ek vra die vraag vanoggend, weet jy waar jy moet wees? Weet jy waar jy moet wees? Nou eintlik die volgorde waar ek dit gaan antwoord is, wat wil God van my hê? Aanbid ek God reg? En is jy waar jy moet wees? Weet jy waar jy moet wees? Nou baie keer, as ons kyk in die wêreld hier buite en die dinge wat gebeur met mense, dan kan ons nie anderster as wonder. Weet jy waar jy moet wees? Weet jy wat se situasie is, waar jy jouself bevind? Maar dit lyk baie keer asof mense in 'n nagmerrie wakker geword het en hulle werk van een punt na 'n ander punt en daar's geen sin in dit wat hulle doen nie. Hulle doen net en hulle leef net om te kan leef of te oorleef, laat ek dit eerder so stel. En baie keer as ek met mense begin gesels uit 'n teologiese aspek met mense of uit die Bybel uit, dan kry jy hierdie verskriklike kort antwoorde. Die eerste een wat baie mense vir my sê, jy moet nou nie vandag vir my kom vertel hoe ek die Here moet aanbid nie. Dis 'n saak tussen my en hom. Nou jy is heeltemal reg, dit is 'n saak tussen jou en die Here. Maar die Here het 'n standaard daar gestel en die standaard is hierdie woord van God. Die woord wat hy vir ons gelos het, die plan, sy wil, die manier waarop hy wil hê ons moet dit doen. Dit is vasgevat in hierdie woord. En baie keer as ek met mense praat, dan kan jy sien dat hulle buite die woord van die Here leef, maar hulle wil nog steeds sê die dinge van die woord moet vir hulle werk. Dit moet net reg werk. En dit is amper asof mense God wil forceer om te doen wat jy wil hê gedoen moet word. Sonder om jouself onder die wil van die Here in te skakel en te sê, Here, wat is u wil? Wat is u plan met my lewe? En dan baie keer hoor ek ook hierdie ene, ek het my kerk en ek het my pastoor. En dis dalk 'n sekere goeie begin. Het jy ook maar net Jesus Christus gehad, was jy dalk beter af gewees. Nou het jy net 'n kerk en 'n pastoor. En albei kan jou val. Nou ek gaan die vraag begin antwoord, en ek wil hê jy moet saam met my kyk na, wat wil God van my hê? Nou ek het nou 3 vrae hier onder dit oopgemaak, en die eerste vraag is, wie is jou God? En hierdie God het ek hier geskryf met klein lettertjie. Die hoofrede, want baie mense aanbid 'n God, en dit is nie die God nie. Dit is nie die Alfa die Omega nie, dit is nie die begin en die einde nie, dit is nie die enigste God wat leef van ewigheid tot ewigheid nie. Dit is 'n God anderster as die een van die Bybel. Nou ja, baie mense sê, ja, maar ek het kerk toe dan gegaan, en dit is waar, jy het dalk miskien net in die kerk 'n emosie, 'n gevoel gehad. Nog nie God ontmoet nie. Waar pas God in jou lewe? Hierdie God wat jy het, waar pas hy in jou lewe? Hoe werk jy? Hoe gaan jy met hom om? En dan die laaste vraag wat ek in hierdie punt vra, is, erken jy hom? En hier het ek dit vir die eerste keer met hoofletter geskryf. Erken jy hom? Want ek wil vir jou sê, as jy die Elohim, die skepper van hemel en aarde geleer ken het, dan gaan jy weet dat die eerste vraag, wie is jou God?
gaan jy moet weet dat hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Dat hy is my verlosser, my saligmaker. Hy is die een wat my gemaak het in sy beeld. Hy is die een wat my lief het. En dan waar pas hy in my lewe? Hy pas oralster in my lewe. Hy pas by my werk, hy pas in my gemeenskap, hy pas in my vrou se lewe, hy pas in my lewe. Hy pas in my huwelik. Want hy is die Alfa en die Omega. Alles wat gebeur, die finansies wat verkeerd gaan, die ongelukkige omstandighede waarin jy dalk werk, my God pas net daar. Want hy is die eerste en die laaste. Hy is die ene wat vir my 'n weg maak waar daar geen weg is nie. Jy sien, hierdie vraag is die belangrikste vraag voordat ons by die ander uitkom. Wat wil God van my hê? En nou baie keer word dit blootgestel of word dit bekendgestel of sê mense dat hierdie God wil net hê jy moet al ewig neerbuig, soos 'n klomp sinnelose mense wat geen gedagte het nie. En dis nie wat hierdie God wil hê nie. Hierdie God wil 'n verhouding hê. Ons het dit gesien met die laaste 2 boodskappe wat ons gehad het, dat God 'n persoonlike 1-tot-1 verhouding met Adam en Eva wou hy saam met hulle in die tuin gewees het. Hy wou saam met hulle gewandel het. Sonde het veroorsaak dat daar 'n skeiding tussen die mens en sy Skepper gekom het. Elke keer wanneer ons hierdie Jesus van ons ontmoet, wat wil hy hê? Interaksie. Maar gaan hy toelaat dat ons hom via enige weg aanbid? Nee, daarom het hy die woord gegee vir 'n vasgestelde weg hoe om hom te aanbid of hoe om met hom interaksie te hê. En dan kom ons by die volgende vraag: aanbid ek God reg? Nou gaan jy vir my vra, François, is daar dan 'n verskillende maniere wat jy God kan aanbid? Wel, die wêreld sê so. Die wêreld sê dat jy op enige manier God kan aanbid. En hierdie God sê vir my, daar is net een weg. En daar is geen ander weg nie. Ons sien in daardie tyd wat ek van gepraat het laasweek met Kain en Abel, terwyl hulle besig was om 'n argument te hê, wil ek amper so voorstel oor hoekom het God my offer nie aanvaar nie, en die Here kom en hy praat met Kain oor die situasie, dat een se offer was aanvaar, die ander een se offer nie. Hoe gebeur dit? Want God het 'n vasgestelde riglyn daar gestel hoe hy wil hê hy moet aanbid word. Kan nie op 'n ander manier kom en hom aanbid nie. Ons kan nie nou met 'n ander idee vorendag kom nie en sê dit is wat God wil hê nie. Ons gaan lees in Johannes 4 vers 23 hierdie volgende vers. Hy sê hier's die Here Jesus besig om water te vra by die Samaritaanse vrou, en daar is 'n gesprek rondom wat is die belangrikste plek, waar moet jy wees? En hy kom in Johannes 4 vers 23, hy sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Nie plek nie, nie op hierdie manier nie, maar in gees. En daar is die groot een aanduiding waar mense verkeerd gaan. Ek is bereid om die Here alles te gee, maar nie my gees nie. Die Here moenie my beheer nie. Die Here moenie oor my heers nie. Ons is bereid om alles vir die Here te gee, maar nie my finansies nie, Here. Ons is bereid om enigiets te doen, Here, maar moenie vir my sê ek moet ophou om partytjies te hê nie. Moenie vir my sê ek moet die drank los nie. Moenie sê ek moet my idee rondom goed los of verander nie. Ek wil die Here aanbid op my manier. En ek wil vir jou sê in baie praktiese Afrikaanse taal, jy gaan 'n toets dop. Jy gaan dit nie maak nie, broer, suster. Jy gaan dit nie maak nie. Hierdie God het 'n vasgestelde raamwerk vasgestel en gesê, as jy na my kom, dit is wat ek wil hê. In gees en in waarheid. Nou ja, ek het laas keer hieroor gesels oor hierdie gedeelte. Wat is die waarheid? Die waarheid is nie my idee of jou idee nie, of 'n kerk se dogmatiek nie. Die waarheid is soos wat God dit opgestel het. Sy waarheid, soos hy sê dit is. Dan kom ek by hierdie laaste vraag. Hy sê, waar moet jy wees?
Soos ek vroeër genoem het, baie van ons is amper in 'n doolhof. Ons weet nie of dit aand of môre is nie. Ons weet nie waar nou ons op pad is nie. Ons leef van dag tot dag. Ons hoor van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ons hoor van al hierdie dinge. Ons hoor van Israel, ons hoor van ons eie land. En ons raak benoud. En dit is of ons in hierdie doolhof vasgevang is. Ons weet nie links of regs nie. Ons voel benoud in ons hart. Ons voel benoud wanneer ons gaan slaap. Party van ons wat ouer is, se bloeddruk jaag op. Doktersrekeninge lyk goed. Die dokter is bly. Want hy plaas my op medikasie, nog meer medikasie, hoe meer ek bekommerd is. En wat sê die Here? Vertrou op my. Steun nie op jou eie insig nie. Vervloek is jy as jy op mense vertrou. Ek is jou Jahwe. Ek is jou God. Ek is jou verlosser. Daar is naas my geen ander. Tyd geword in hierdie eeu van ons om terug te keer en te sê, Here, waar wil U hê moet ek wees? En ek het nogal vir 'n bietjie in my binneste gegiggel toe ek hierdie gedeelte geskryf het, want Natasha sal weet dat daar 'n tyd was wat ek verskriklik graag terug na Natal toe wou gegaan het. Ek wou met alle mag en geweld terug na die suidkus toe gegaan het. Ek wou daar gaan bly het. Ek het myself al gesien daar aftree. En ek het ook planne begin maak. Ek het begin met verplasings te vra, met die staat te vra om my te verplaas. Een na die ander een is afgekeer, nadat sekere generale ook al toestemming gegee het dat ek aansoek kan doen, is dit afgekeer. En as dit al nie gewerk het, het ek die volgende, bevordering soontoe. En Natasha sal nou vir ons kan getuig om te sê, die Here het ons laat gaan om interviews te gaan sit daar. Laaste keer wat ek daar gaan sit het, of die voorlaaste keer wat ek daar gaan sit het, was ek so oortuig gewees, die generaal was so beïndruk met die antwoorde wat ek gegee het, dat hy gesê het, dat ek gedink het, ek is daar. Ek het vir Natasha in die kar gesê, sy kan maar so lank huis soek hier en maak uit. En die Here het daar die deur laat toegaan. Waar moet ek wees, Here? Ken ons hierdie antwoord? Wat wil U van my hê? Is ek op die plek waar God my kan gebruik? Of is ek in hierdie doolhof besig om rond te tas na dinge? Ek moet genoeg geld hê. Ek moet 'n huis hê. Ek moet 'n kar hê. Ek moet 'n vrou hê. Ek moet alles net hê. Maar as ek by die plek waar God my al hierdie dinge kan gee, is ek by 'n plek waar ek geestelik uitverkoop is aan my verlosser? Want is dit nie so dat hy op die kruis uitgeroep het, dit is volbring nie? Is dit nie so dat hy sy lewe oorgegee het vir my en vir jou? Sodat ek en jy kan vry wees van hierdie wêreld en die sonde en ongeregtigheid. En wat vra hy in ruil? Neem jou kruis op en volg my. Nie volg die wêreld en doen jou eie ding nie. Volg vir my. Doen wat ek van jou verwag. Jona leer ons, was 'n man van God, wat moes gaan doen het wat God van hom verwag. En hy wou nie. Hy het sy eie wil gevolg, sy eie gedagte gevolg. En ons sien en ons leer uit sy lewe uit, dat die Here met baie trauma hom teruggebring het by die punt waar hy hom wou gehad het. En nog steeds was hy huiwerig om te gaan. En ja, as die Here my spaar, sal ek hierdie boodskap ook eendag met u deel. Baie interessant, hoekom hy nie wou gegaan het nie. Wanneer jy die Here Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, is dit klaar met jou idees en planne. Want God se plan is hoër as jou plan. Sy weë is hoër as myne. Wat wil die Here hê? Net hierdie eenvoudige aanbidding? Nee, hy wil vir jou 'n volmaakte lewe gee. Gevul met alles. Vrede, blydskap. Al hierdie dinge wil hy vir jou gee. Maar dan moet jy gehoorsaam raak in sy stem. Hoor jy die Here Jesus wanneer hy met jou praat? Of vat dit lank? Wonder jy partykeer of hy nog luister? Hoor hierdie God my nog? Of jy 'n skrifgedeelte voorhou in Johannes, die Evangelie van Johannes,
hoofstuk 10 vers 27. Het sê hy die volgende, hierdie versgedeelte het my al baie uitgedaag, laat ek dit vir julle vertel. Het my al soveel keer uitgedaag om te wonder of ek op die regte plek is. Hierdie skrifgedeelte kom en hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. My skape ken my stem. Ken ons sy stem? Ken ons wanneer hy roep? En as hy roep, is ek gehoorsaam. Ek wil jou vandag uitdaag met hierdie skrifgedeelte, ek het dit week of voor, laas week het ek het so vinnig genoem. Ek wil dit vandag vir jou lees en ek wil hê, jy moet kyk of jy aan hierdie standaard voldoen. Aan hierdie standaard wat God uitgestel het vir my en vir jou. Hy kom deur die skryfwerk van Paulus in die boek van Romeine, hoofstuk 12 kom hy met hierdie volgende uitdaging aan een en elkeen van ons. Hy sê in hoofstuk 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hier is die eerste stap, die eerste tree wat ek neem. Wanneer ek begin leer om wat te doen, dat ek my liggaam stel as 'n lewende en 'n heilige. Wat beteken heilig? Afgesonder. Aangenaam aan die Here. Dit beteken die partytjies, die dingetjies wat ek doen is nou verby, is klaar. Ek begin nou leef na God se wil. En dis net my liggaam. Ek stel my liggaam as 'n welgevalle offer. Dit is 'n redelike godsdiens, 'n beginpunt, 'n vertrekpunt. Dis as jy nog nie die plek bereik waar jy in naby aan die Here of 'n vriend van die Here nie. Natasha, ek sê vir jou dat baie keer was ek uitgedaag met hierdie woorde en hierdie persoon, Moses of so is genoem 'n vriend van God. Dan vra ek die vraag, Here, hoekom nie ek nie? Here, hoekom nie ek nie? En dis nie omdat ek 'n mooi smile het nie. Dis nie omdat ek 'n mooi voorkop het nie. Daar moet meer dan dit wees. Hierdie God van my kyk nie op die vlees van wie ek is nie. Kyk nie op my naam en my van nie. Kyk nie op my ID-nommer nie. Kyk nie na my bankrekening nie. Kyk nie waar ek bly nie. Hy kyk na my in my hart en in my gees of ek gehoorsaam is tot die dood toe. Is ek bereid om te doen met my lewe soos wat hy wil hê? Jy sien, almal van ons wil predikers wees. Almal van ons wil op een of ander manier mense leer uit die wil van die Here uit. Maar as ek by die plek waar ek God se stem kan hoor, dat ek sy wil kan hoor hoe om ander mense te bereik, of is ek nog besig met my eie dingetjies, of is daar nog te veel vleeslikheid, my eie dinge, wat ek wil invoeg by die wil van die Here? Wie sê daar die evangelie werk nie? Vers 2 kom hy en sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. As jou evangelie begin klink soos die wêreld, dan jy die wêreld as evangelie gevat. Dan is jy nie meer by Christus nie. Dan is jy nie meer in die wil van die Here nie. Jy verklaar 'n evangelie wat vir die mense maklik is. Jy verklaar 'n evangelie waar mense nie hoef op te gee die welis nie. Die begeerte na rykdom nie. Al hierdie wêreldsdinge, ons kan Galasiërs 5 vanaf vers 17, 18 daar rond gaan lees. As hierdie dinge nog by jou aanwesig is jy nog nie by die plek dat die vrug van die Gees in jou begin woon nie. Of begin vormvat het nie. As jy nog hinker na gister en die stoute dinge wat jy gedoen het jy nog 'n plek waar jy moet sterf. Ek het altyd hierdie ding vertel, dat die Here sê, neem jou kruis op en volg my. Ek wil vir jou vertel, in die tyd wat hierdie dinge gebeur het, was dit 'n verskriklike ding, wat ek jou so vertel. As jy hier gesit het hier in die kerk, en hier gaan iemand in die pad verby met 'n kruis op sy rug, moet jy weet, sy einde is in sig. Want 'n persoon met 'n kruis dra, was gekruisig. En die Here verklaar, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem nie, is jy my nie waardig nie. Hoe sal jy die evangelie uitdra in hierdie donker wêreld waarin ons leef? Waar benoudheid mense vat, en hierdie mense sit in hierdie doolhof vas, hulle kom nergens uit nie. Hulle leef van een dag na die ander dag met 'n klein bietjie hoop, in 'n bank vol geld, wat hulle geen rus of vrede bring nie.
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef, sodat ons kan gaan toets, Here, is ek op die regte plek? Gaan beproef wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is, dat ek gaan toets, Here, is ek op die plek waar U my wil hê, of is ek besig met my eie? Is ek besig om dinge te doen, Here, en U nie te behaag nie? En vra ek vandag vir julle, is julle waar julle moet wees? Is jy waar jy moet wees? Definitief die tema van my boodskap, is jy waar jy moet wees? Is jy by die plek waar God met jou kan werk? Is jy uitverkoop aan Jesus Christus? Leef die Messias in jou en met jou? Hoor jy sy stem wanneer hy sê ja of nee oor dinge in jou lewe? Weet jy wat, in die oggende vroeg gaan ek werk doen. En in die oggende vroeg as ek daar gaan sit, as dit my byval, partykeer gebeur dinge so vinnig dat ek vergeet daarvan. Maar gewoonlik gaan sit ek daar, dan bid ek eers daar in my stoel, Here, vandag in hierdie kantoor wil ek bid, dat die dinge wat ek moet besluit, die dinge wat ek moet doen, laat dit in U wil wees. Laat dinge gebeur soos U wil. En ek wil nie roem in myself nie, ek roem in my meester, my Jesus Christus. Dat in my komponent waarin ek werk, lyk dinge goed. En dis nie omdat Frans wel goed is, of 'n harde bestuurder is, of 'n wat ook al nie. Dis uit genade van my God af, dat hy my gee, wat ek ook in my werk nodig het. Die jong kinders, wel ek en Natasha as jong kinders, ek het ouer kinders ook, die jong kinders, se girlfriends, vertel van ons gereeld, wat so mooi huwelik het ons. En daai roem kom eers van my of Natasha toe nie. Dis as gevolg van Jesus Christus, wat in ons en by ons woon. En dit wil ek vir jou sê, daar is nie plek, dat jy die wêreldse plannetjies hier inbring nie. Daar is net plek vir Christus. In jou lewe, my lewe, is daar plek net vir Jesus Christus. Hierdie ruimte, hierdie vakuum wat in my binneste is. En ek weet nie of mense dit al agtergekom het nie. Ja, baie mense weet, daar is 'n leemte in hulle lewe. As hulle jonk is, dan kom hulle agter, hulle wil vriende hê. As hulle ouer word en hulle gaan werk, wil hulle geld en nog vriende hê. En hierdie leemte word net nooit gevul nie. En hulle beland in hierdie doolhof, hulle eindig nêrens daarop nie. Hulle word professionele mense, maar hierdie leemte in hulle binneste kan nie gevul word deur die wêreldse dinge nie. Dit kan net gevul word deur die hand van God, wat beheer neem van my en jou. Dis wanneer ons gelukkig word. Dis wanneer ons daardie plek bereik om te sê, ek het dit alles. Nie deur my vermoë nie, maar deur die genade van Jesus Christus. Vra ek vandag vir jou weer, is jy op die plek waar jy moet wees? Is jy waar jy moet wees? Weet jy waar jy moet wees? Dan moet jy na hierdie vrae gaan kyk, wat ek genoem het. Wat wil God van my hê? Aanbid ek God reg? En as jy hierdie eerste twee reg het, dan sal jy ook weet waar jy moet wees. Want my meester sê, my verklaar, my skape ken my stem, en hulle luister na my. En ek gaan hiermee afsluit. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat U groot God is. En dat daar geen ander naas U is nie. Ek aanbid U, ek loof U en ek prys U, Here. Seën ons nou in hierdie week wat voor lê.